Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons gaan vandag ten slotte met die adolescent en hoe die adolescent hulle emosies moet verstaan en wat hulle kan doen om dit te beheer en hoe ons as ouers kan help voort. Nou, verlede week het ons gekyk na die sogenaamde komponente van die kognitiewe gedragsterapie model, die ABC, waar A die aktiverende gebeurtenis of die sneller is daardie spesifieke iets wat gebeur, wat dan by my 'n baie spesifiek negatiewe gedagte ontlok, of my dan in 'n plek plaas wat ek baie ongemaklik is en waar ek voel iets is nie reg nie, of ek voel ek is te nagekom, of ek wantrou die persoon wat met my gepraat het. Terwyl ek dit sê, wil ek ook net noem dat almal van ons tot hier waar ons vandag luister, gevorder het met alles wat met ons gebeur het, en ons noem dit ons verwysingsraamwerke. So met ander woorde, my verwysingsraamwerk is letterlik 'n opsomming van absoluut alles wat met my gebeur het. So baie keer is die sneller wat een of ander gedagte of gevoel by my sneller net daardie letterlike laaste strooi. Dis 'n opeenvolging van gebeure. Ek het groot geword, argumentsonthaalwe waar ek verwerping ervaar het. Ek is getroud met 'n persoon wat my verder verneder het of dalk emosionele pyn besorg het, en toe begin ek werk in 'n organisasie waar my bestuurder my ook gereeld sal kritiseer. En dan op 'n dag dan maak 'n kollega, amper wil ek sê half onskuldig of bloot objektief net 'n opmerking wat sê jy's eintlik oorsensitief. En dan sneller dit absoluut alles van daar waar ek groot geword het tot hier waar ek vandag is, 'n klomp emosies, 'n klomp gedagtes, en dan kom hierdie vegvlug of vries hantering in, want onthou, ek moet oorleef met hierdie spesifieke negatiewe. Die teensy hiervan is ook waar. Gestel, ek het groot geword waar ek aanvaar is deur my ouers, waar ek liefde ervaar het, waar ek 'n vaderfiguur gehad het, wat werklik vir my 'n mentor en 'n voorbeeld was. Nou kom ek in die skool, ek het onderwysers na wie ek opgesien het, ek het 'n skoolhoof gehad, wat regtig omgegee het vir die leerders en vir die skool, en moeite gedoen het met almal in die skool, en dalk 'n spesiale onderwyser ook, en nou kom ek in 'n organisasie waar ek met 'n bestuurder te doen het, wat my kritiseer. My eerste gedagte, of die sneller hier, gaan my nie na 'n negatiewe plek toe vat nie. Dit gaan my by wat ons noem die transaksionele gedragsanalise of kommunikasieanalise bring by, ek kan nie verstaan, waarom is hier nou 'n kritiese ouer kommunikasie traject aan die gang nie. Hoekom moet ek nou op hierdie manier behandel word? So ek gaan nie myself begin ondersoek en dalk absoluut onnadenkend optree hieroor nie, want daar is by my 'n heeltemal 'n ander siening van wanneer iets sou skeefloop en daar kritiek is. Ek sal ook meer oop wees vir geldige kritiek teenoor iemand wat met 'n verwysingsraamwerk van verwerping en kritiek groot geword het. En dit is waar my oortuiging 'n rol speel in die effek van die sneller. As my oortuiging ten opsigte van wie en wat ek is en hoe ek optree 'n positiewe een is van, maar ek word aanvaar, ek kan eise hanteer, ek weet wie ek is, en ek is tevrede in myself, in my liggaam, in wat ek dink en hoe ek dink,
dan gaan ek heeltemal anders reageer op snellers as iemand wat byvoorbeeld voel, maar hulle is nie die moeite werd om hier te wees, met ons te wees en 'n swak selfbeeld het. Nou, die C-gedeelte is die gevolge. Wat gebeur nou na die sneller? In 'n negatiewe scenario gaan 'n persoon of regtig terug beklei en ons kry konflik en daar gaan woorde heen en weer vlieg waarvan niemand gaan hou nie, of waar iemand die persoon gaan kwaadlik neem vir 'n oorreaksie. In 'n positiewe situasie sal mense dalk half dink, "Sjoe, daai een het nou regtig 'n baie goeie antwoord gehad vir hierdie negatiewe kritiek wat ontvang is, en kyk so 'n bietjie anders na jou, en dan kan jy dalk uiteindelik ook vra, maar wat is dit wat jou anders maak?" So hou dit net in gedagte dat die sneller ons oortuigings en dit wat dan voortvloei hieruit direk met mekaar verband hou. Dit is so skakels aan 'n ketting. Dan kom ons by iets wat ek ook vinnig aan geraak het die afgelope tyd, en dit is die katastrofering. Dis waar my negatiewe gedagtes letterlik so beheer neem van my en van 'n situasie, dat ek begin om baie angs en spanning en amper onbeheerbare emosies hieroor te voel. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Luisteraars, Willem, as ons dan nou verder kyk na katastrofering, is daar een ding wat ons in gedagte moet hou, en dit is dat ons adolessente nog baie konkrete gedagtes het, dat hulle dalk sukkel nog om oorsaak en gevolg 100% by mekaar uit te bring, en dat dit daartoe aanleiding gee, dat hulle gedagtes nie altyd gepaard gaan met perspektief oor sake nie. So as ons dit so 'n bietjie verder vat, die katastrofering is daar waar ek die absolute ramp of krisis myself indink wat gaan gebeur. En ek wil nou spesifiek dink, terme van ons matrikulante, kan graad 11 ook wees, vir wie 'n eindeksamen, matriekeksamen 'n absolute totale alles of niks is. As ek nie slaag nie, dan stort my wêreld in duie, en daar is al leerders wat selfmoord gepleeg het oor 'n negatiewe matriekuitslag. Terwyl daar net soveel leerders is wat byvoorbeeld nie hulle matriek slaag nie, en dan via ander roetes uiteindelik hulle matriek kry, en dalk met meer moeite, en dalk terwyl hulle werk, deur middel van korrespondensiekursusse of wat ook al, maar dit sien as, goed, dit het nou nie gebeur nie, gaan sit en gaan dink, wat kan ek hieromtrent doen om dit te verander, om 'n positiewe uitkoms te kry? Hierdie katastrofering is ook iets wat baie angs veroorsaak en wat maak dat ons nie helder kan dink nie. Want daar is hierdie gebrek aan perspektief. Dit is amper asof ons hierdie alles of niks heeltemal vergeet, maar ek is groter as die lewe. Ek is meer as wat in die lewe met my kan gebeur. So wat nou gebeur is, ons het hierdie skrikwekkende gedagte, kom ek gaan terug en ek sê byvoorbeeld, wanneer iemand nie hulle matriekeksamen geslaag het nie, nou word ek gesien as dom en iemand wat totale mislukking is, en dit word dalk aan hierdie leerder toegedig. Ek het die matriekmaats en die skool in die skande gesteek, omdat hier nou 'n matrikulant is wat gedryp het, of dalk nie miskien al die onderskeidings behaal het wat toegeskryf was aan hierdie leerder nie, en nou begin daar allerlei scenario's in my kop opkom van, omdat ek nie goed genoeg is nie, gaan ek verwerp word, nommer 1, deur my klasmaats, my portuïergroep, deur my ouers, deur my familie. Ja, daar kan dalk selfs ander goed aan my toegedig word, soos byvoorbeeld het ek dalk in daai tyd
dwelms of een of ander substans gebruik, of ek het te veel by my maats gekuier, of daar was te veel negatiewe invloede, of ek het nie my matriekeksamen ernstig genoeg opgeneem nie. Dis 'n hele verskeidenheid van goed, maar ek is die persoon nou as matrikulant wat aan die ander kant staan en wat sê, wat nou? En om uit hierdie katastrofering uit te beweeg waar ek dink, ek is hierdie absolute totale mislukking. Moet ek net soos wat ons die uitdrukking het, hoe eet jy 'n olifant? Stukkie vir stukkie. Moet ons die hele situasie wat plaasgevind het, gaan, soos die Engelse sê, unpack. Ons moet dit gaan losmaak, ons moet dit in stukkies gaan opdeel en kyk waar het wat miskien verkeerd geloop. En selfs al het ek as matrikulant nie noodwendig my beste gegee en gedoen nie, dan help dit nie dat ek myself gaan verwyd nie. Dan is dit 'n les wat ek geleer het, en wat leer ek uit hierdie les? Daar's tweede, derde, vierde kanse. Daar's 'n verdere voortgang hieruit. En dit is vir elke moeilike situasie waarin ons adolessente beland, wat hulle dink, my wêreld gaan nou in mekaar tuimel. Die ouetjie en sy meisie het uitgemaak. Hy dink hy gaan nooit in sy lewe weer 'n meisie kry nie. Hy dink hy's 'n mislukking as 'n man, omdat hy nie hierdie meisie kon behou nie. Of die meisie begin in haarself twyfel en dink, maar ek sal seker nooit kan trou nie, want kyk hierso, ek kan nie eers 'n kerel behou nie. Terwyl hierdie katastrofering eintlik maar net 'n geval is van, daar's te veel, as ek die woord kan gebruik, kortisol, wat is gevolg van die spanning wat daarmee saam gaan afgeskei word. Daar's te veel hormone in die proses besig. Soos 'n ma een keer vir my gesê, die kind se demone pla hom weer. Maar uiteindelik, en dit is my beroep aan die ouers, as ons met ons kinders praat, kom en ons staan stil by, maar wat gebeur as goed nie uitwerk soos ek wou of gehoop het of gedink het nie? Hoe kan ek dit gebruik en dit omskakel in 'n sogenaamde positiewe herdefiniering? En dit is waar ek moet dit leer. Dit is 'n spier wat ek moet oefen. Ons praat ook van kognitiewe herstrukturering. Met ander woorde, gaan kyk nou, as ek in hierdie meisie uitgemaak het, goed, wat was die voor- en die nadele? Partykeer moet ons dit fisies gaan neerskryf. Of as ek in hierdie ouetjie nou glad nooit weer in 'n intieme, romantiese verhouding gaan wees nie, wat nou? Hoe moet ek my lewe aanpas en vorentoe leef? En vir myself sê, ek gaan nie iewers op 'n rak sit en ek gaan nooit in my lewe 'n verhouding met 'n man weer hê of trou of iets nie, maar sê die realiteit is, op hierdie stadium in ons lewe het dit nie uitgewerk nie, wat dalk vir my goed is nou, want nou kan ek meer aandag gee aan iets anders wat vir my belangrik is. En dit, luisteraars, adolessente, is waar ons baie aandag moet gee vorentoe. Gaan verander daardie negatiewe afspiraal gedagtes, blokkeer dit, sê vir jouself hardop, nee, ek stop dit, en gaan kyk, en ek sê weer, dan moet jy dit gaan neerskryf, gaan kyk watter positiewe jy tog hieruit kan haal, en vir jouself kan sê, alles was nie verlore nie, ek is nog hier, ek is groter as dit, ek kan oplossings kry, ek kan dinge anders doen in die toekoms. So, luisteraars, diegene wat nou voorberei vir eksamens, mag dit met julle baie goed gaan, baie seën. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.